Het jy al die mooi verhaal gelees van Nikodemus in die Bybel? Dit is so 'n besondere verhaal en dit het regtig gebeur. Jesus vertel dat daar een nag in die geheim, een van die leiers van die oppositie, van die Sanhedrin, wat hom wou kruisig en doodmaak, een van hulle het in die geheim vir hom kom besoek en met hom 'n wonderlike gesprek gehad. En dan sien ons hoe dat Jesus met hom praat oor die nuwe lewe, oor wedergeboorte, oor die ewige lewe, en dis waaroor ek ook by hierdie geleentheid saam met jou wil dink, gaan kyk wat sê die Bybel hieroor, wat presies leer die Bybel oor wedergeboorte. Daardie werk wat die Gees in ons hart kom doen, daardie nuwe lewe wat God in ons verwek. As jy ons wil kontak, ons telefoonnommer hierso is 079-195-1586 en jy is baie welkom om ons op WhatsApp te kontak. Jy sal ons ook kan volg op YouTube waar al hierdie programme is en op X, op Facebook, op Instagram. En dankie vir julle boodskappe en vir julle gebede en bemoediging. Ons vertrou hierdie is die Here se bediening en dat die Here dit steeds sal laat uitkring van Jerusalem, Judea tot aan die uiteindes van die aarde. Ons lees hierdie verhaal in Johannes 3 waar ons lees, ek lees vir ons van vers 1 af, daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort. En hy was 'n lid van die Joodse Raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God afkom. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, wedergebore word, 'n tweede maal gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word, as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in 'n moeder se skoot kom en weer gebore word nie? Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. So hier praat Jesus van iets heel anders, wat hierdie man nie ken nie. Hy's 'n rabbi. Dit beteken hy's 'n leermeester wat die wette ken, wat die Bybel ken, die Ou Testament baie goed ken, en hy leer dit ook vir ander. So hy is iemand wat eintlik alles behoort te weet. En dan is hy totaal onkundig oor die Gees se werking in mense se harte. Hy ken dit nie, maar hy sien in Jesus se lewe, daar's iets wat hy nie het nie. Hy het baie godsdiens, maar hy ervaar nie hierdie wonderwerke wat hy in Jesus se lewe sien nie. Daarom sê hy weet, Jesus, jy kom van God af. Hier is iets van God wat ek sien in jou lewe. Wanneer mense, as mense in jou lewe kyk, sal hulle ook sê, ek sien iets van Jesus in jou. Ek sien iets goddelik, iets wat nie van 'n mens is nie. Ek sien die werking van die Heilige Gees in jou lewe. God is in jou, ek sien dit, ek ervaar dit, ek beleef dit. So daarom dat ons sien Nikodemus, hy het iets gesien in Jesus, wat hy graag wou hê. Maar, nou is dit 'n gevaarlike ding, om na Jesus toe in die dag te gaan, of openlik waar mense sien, hy stap daar by Jesus in, en hy is in 'n gesprek met Jesus, want Jesus is die vyand van die Joodse Raad. En hy is een van die 70 uitverkore Joodse raadslede. En hulle is baie besorg oor hierdie Jesus met sy sekte, wat besig is om die mense van die Sanhedrin af weg te lok, en wat vir hulle in opstand bring teen die Fariseër godsdiens. Hy is daaroor baie ontstel en bekommer. Nou, leer Jesus
leer Nicodemus vir Jesus ken, en wat ervaar hy? Hy ervaar, hier is iets wat van God af is. Hulle veroordeel vir Jesus, en dan by 'n geleentheid, het hy sy nek uitgesteek vir Jesus. Ons weet nie, ons vermoedes dalk na hierdie gesprek, waar hy vir die Joodse Raad gesê het, julle wil hierdie man nou laat doodmaak, julle wil vir Jesus kruisig, maar julle weet wat ons wet sê, ons wet verbied enigsins om iemand te dood te veroordeel, as julle nie sy kant van die saak gehoor het nie, as julle nie eers met hom ook gepraat het nie. Toe breek hulle, toe besef hulle het nog nooit met Jesus gepraat nie, hulle het hier eenkant agteraf gekonkel en hulle het planne gemaak om hom dood te maak, maar hulle het nog nie sy kant van die saak gehoor nie. Maar Nicodemus het agterkom, hier is iets wat eg is, hier is iets wat van God af is. Weet jy wat vir my so aangryp in hierdie gedeelte is, dat hy in die nag kom. Nou, as 'n mens nou dink in daai tye, daar was nie straatligte nie, in die nag is almal in hulle huise, by hulle lampliggie, kersliggie, so hulle is baie eenkant en daar's niemand op die strate nie, maar hier in die nag, wat niemand van Nicodemus sal sien nie, gaan hy na Jesus toe. En dan gaan hy en hy praat met Jesus oor sy hartsake. Hy wil weet, Here, wat gaan aan? Is ek op die regte pad? Sal ek hemel toe gaan? Is ek iemand wat aan God behoort? Is ek reg? Wat sê u? Kort ek iets? Ek voel ek kort iets. Ek voel alles is nie reg nie. Ek het nie God se vrede in my hart nie. En dan begin hy verduidelik. Dan begin hy vir hom sê, maar weet jy, as jy nou wil weet of jy 100% seker is of jy hemel toe gaan, wil ek vir jou vra, op grond waarvan dink jy dit? Want om net te sê jy's godsdienstig, dit vat nie jou sonde weg nie. Om kerk toe te gaan, die skrifte te bestudeer en Bybelstudie te doen, dit vat nie sonde weg nie. Net Jesus kan sonde wegvat. Want net hy is die lam van God wat die offer gebring het vir sonde. Dit help nie, jy is een van die belangrike mense hierso tussen die Jode nie, een van die Sanhedrin uitverkore lede nie, want weet jy, Nicodemus is bekommerd oor sy aansien, dis so tipies, wat gaan die mense sê? Hulle moet nie weet ek gaan na Jesus toe nie. Ek gaan in die geheim, waar niemand my sal sien nie. Nicodemus is maar bekommerd oor sy eie ek, sy eie belangrikheid. Wat mense van my dink, sy trots is belangrik. En daaroor, hy's 'n belangrike lid in die gemeenskap. Mense kyk op na hom. Hy wil nie verwerp word nie. Hy wil nie nou deel met die vyand en by Jesus gaan raad vra nie. Maar hier is iets in sy hart wat maak dat hy nie kan ophou soek nie en wat maak dat hy roep. En hy wil by Jesus uitkom. En dan is daar die een nag, die besondere besoek by Jesus. Ag, en hy was ryk gewees. Hy het seker kon aflei, God is so tevrede met my. Kyk hoe baie het hy. Ons sê dat hy ryk was, omdat hy die man was wat op die ou end hierdie duurste balsem gekoop het vir Jesus toe hy in die graf neergelê is. Nicodemus was 'n welvarende, vermoënde man in hoë aansien by die gemeenskap. Maar hier moet hy 'n keuse maak. En hier is hy nog nie bereid om openlik te doen nie. Daarom kom hy in die geheim en gaan vra hy vir Jesus. Wat sê u van my lewe? Dan sê Jesus vir hom. En dis hoe Jesus reguit is, takvol, liefdevol. Hom sê, weet jy Nicodemus, jou posisie, jou aansien, jou belangrikheid, gaan nie jou in die hemel bring nie. Jou godsdienstigheid, jou wonderlike rabbi leringe, gaan jou nie in die hemel bring nie. Jou mooi lewe gaan jou nie in die hemel bring nie. Want hy is iemand wat 'n wetgeleerde is, maar ook 'n fariseer wat sweer by al daardie 613 wette en sê ek sal al hierdie detail van die wette se uiteensetting kom ek na. Ek sal nie dit doen nie en ek sal nie dat doen nie. Ek lewe volgens die wette, perfekte voorbeeldige lewe. En dan wat lees ons? Ons lees dat Jesus vir ons sê, weet jy, jou mooi lewe, jou vername, belangrike lewe, jou voorbeeldige lewe,
gaan jou nie die hemel bring nie. Nikodemus, as jy vanaand sterwe, gaan jy hel toe. Is dit nie 'n verskriklike ding, dat Jesus so reguit met hom praat nie? Dat Jesus vir hom sê, as jy nie weergebore word, deur water en gees, as hier nie deur God iets in jou hart gebeur nie, sal jy nooit in die hemel ingaan nie. Jy sal nie in die koninkryk van God kom nie. Nikodemus, as jy vanaand sterwe, gaan jy nie hemel toe nie. En weet jy, dit is die eerste tree hemel toe. Is om te besef ek is 'n sondaar. Ek kan nie my sonde wegvat nie. As jy nou net bietjie verder gaan lees, staan daar in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, Jesus, gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar's Jesus se antwoord vir hom. Nikodemus, jy's nie op pad hemel toe nie. As jy vanaand sterwe, gaan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Maar weet jy dat God jou so lief het, dat hy in jou plek vir my gestuur het, om jou sonde op my te neem. Ek kan jou sonde wegvat. En weet jy, Jesus het gesterf aan die kruis, maar hy het ook opgestaan en hy leef. Hy het opgestaan uit die dood en hy leef, en hy's daar by jou. En hy kan sonde wegvat. Hy kan jou nuut maak. Hy kan deur sy gees in jou hart kom woon en jou wederbaar, dat hier nou in jou 'n nuwe mens gebore word. Die ou mens wat so belangrik was en so wat die mense sê en wat so goed probeer lyk en goed probeer lewe. 'n Ander mens wat uit die gees gebore is. Nie hierdie mens wat jy gemaak het nie. Hierdie wit gepluisterde graf wat dood is nie, maar 'n geestelike hart wat begin lewe en wat vol van die Here is en wat deur jou begin word 'n fontein van lewende water wat oorloop na ander. Dis God se plan vir ons. Dis wat hy wil hê. Nikodemus, ek wil hê jy moet gered word van jou sonde. En alles wat jy nou mooi self probeer het, het nie jou sonde weggevat nie. Jy kan nie eens met een sonde in die hemel ingaan nie. Maar ek het jou so lief, dat ek jou sonde van jou wil wegneem. En ek wil vir jou die ewige lewe gee. Dis die wonderlike nuus wat hy daai aand, die evangelie, wat hy vir Nikodemus gebring het. Dis die boodskap wat ek en jy verander moet gaan vertel. Maar ons kan dit nie vertel as ons dit nie self ervaar het nie. As jy nog nie ontdek het dat Jesus jou sonde vergewe het nie, dan gaan jy twyfel of hy andersins sal vergewe. Maar as ek weet, hy het my hart gekom, hy het my skoon gemaak, hy het my sonde weggeneem, hy leef in my, hy woon in my, dan weet ek, hy gaan dit vir jou ook kan doen. En hy wil dit doen. So daarom is dit die boodskap wat ons verander moet sê, maar moenie gaan steun op jou eie dinge in jou eie manier nie, want weet jy, daar's baie mense wat dink hulle gaan in die hemel ingaan, wat nooit sal ingaan nie. Luister wat sê Jesus in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf, en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hy sê, julle het nie vir God lief nie. Julle doen nie sy wil nie. Het gaan oor jouself. Jy is die God van jou lewe. Jy lewe vir jouself. Jy het nog nie alles oorgegee en doen wat God wil hê nie. Jy is nie bereid om te verander nie. Jy is nie bereid om te sterf in jou eie planne en jou eie wil nie. Blykbaar het Nikodemus. Ons weet nie presies wat na hierdie gesprek gebeur het nie. Maar ons sien dat hy opgestaan het vir Jesus later in die Sanhedrin en ons sien dat hy by die graf bereid was om kant te kies vir Jesus se lijk en dat hy Jesus se liggaam laat balsem het en daarvoor betaal het. Interessant dat buite die Bybelse geskiedenis van daai tyd wat Josefus, 'n Jood, wat nie 'n Christen was nie, geskryf het, het gesê ook iets oor Nikodemus. Hy het gesê, Nikodemus is uit die Sanhedrin uit verban. Nou, hoekom? Hy het 'n Christen geword.
Dis die wonderlike, dat op die ou end, al het dit 'n lang pad gevat, het Nikodemus geluister wat die Here gesê het, en hy het die wil van die Vader begin doen, en hy het die ewige lewe by Jesus ontvang. Hy het daarom 'n keuse moes maak. Hy het sy gewildheid en sy aansien verloor in die Sanhedrin. Ook maar goed, van toe af het God se heerlikheid op die Christendom begin skuif. Dis waar die kerk begin groei het. Dis waar die koninkryk uitgebrei is. Dis waar die heerlikheid van God gesien en beleef is. Waarop roem jy? Kom as jy 'n Christen. Jy weet as jy nou, ek onthou op huisbesoek het ek elke keer vir mense gevra op die ou end. Ons het nou baie dingetjies gesels, maar op die ou end moet ons by die belangrikste, heel belangrikste vraag uitkom. As jy vanaand sterwe, sal jy hemel toe gaan. Is jy 100% seker? Nou, die regte antwoord vir die dominee sal altyd wees, ja. En as jy vir hulle dan vra, hoekom sal die Here jou in die hemel inlaat? Dan is dit gewoonlik, ja, maar ek het dit gedoen en ek het dat gedoen. Ek het soos Nikodemus, het ek ook voorbeeldig gelewe en ek het ook godsdienstig gewees. Maar nie elkeen wat net die Here sê, sal in die hemel ingaan nie. Die vraag is, wat het van jou sonde geword? Het jy al erken jy's nie gered nie? Het jy al erken jy het sonde? Dan was jy gemotiveer om na Jesus toe te kom. Dan is jy gemotiveer om jou lewe aan hom oor te gee en met sonde te breek. En dan het hy in jou 'n nuwe lewe gebore laat word. Dis hoekom Jesus gesê het, Nikodemus, as jy nie gebore word deur water en gees. Water is die simbool van afwassing. Dis nie net doop nie. Want baie mense is gedoop, hulle het uiterlik nat geword, maar hulle het na 6 weke weer begin met die ou lewe. Hulle het maar weer aangegaan met hulle sondige lewe. Hulle het nie regtig verander nie. Dis nie die water wat jou hart kan skoon en nuut maak nie. Dis 'n simbool van Jesus se bloed aan die kruis, wat ons reinig van sonde. En dis hy wat vir ons kan skoon was, en vir ons kan nuut maak, en die verlede wegvat, ons ou dinge vergewe, en ons nuwe mense maak. 'n Nuwe mens wat ek nie self maar maak het nie, maar wat hy kom maak het. 'n wedergeboorte van 'n nuwe lewe, dat hy nou in my lewe, dat die Heilige Gees nou in my is. Dat die Heilige Gees nou deur jou begin praat, deur jou besluit te neem, jou op 'n regte pad, 'n ander pad stuur, dat hy vir jou kan begin gebruik in sy diens, dat hy jou maak 'n skitterende, skynende lig in hierdie donker wêreld. Dis God se plan vir ons. Dis hoekom Paulus, hoe lyk Paulus se CV? Ook so. Hy sê, weet jy, ek kon roem oor al hierdie wonderlike dinge wat vir julle belangrik is, maar dit het my nie gered nie. Christus alleen het my gered van sonde, my verlos en my kind van God gemaak. Luister 'n bietjie hoe sê hy dit hierso in Filippense 3 vers 4 en verder aan. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus my Here te ken, oortref alles. Oortref alles. Christus oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Dis wat Paulus se som was. Hierdie goed is verby. Dit het nie getel. Ja, ek is besny, ek is gedoop, ek het die wette onderhou, ek het voorbeeldig gelewe, ek was uit die regte agtergrond gebore, ek is 'n egte Hebreër, ek is 'n Fariseer wat presies voorbeeldig geleef het. Ek was iemand wat na opgesien is, ek het vir die kerk gewerk, ek was die een wat die vervolger was van hierdie sekte, die weg, die nuwe weg van die Christene. Ek het hulle teëgestaan, ek het hulle vervolg met alles wat ek kon. Ek was in diens van hierdie kerk, ek het hard gewerk vir hulle,
Ek was so voorbeeldig, maar weet jy, dit is alles op die ou end. Toe my oë oopgaan, en die Here die sluier afhaal, en ek my sonde sien, en ek sien dat ek sonder Christus is, en dat ek sonder vergifnis is. Dit het hierdie goed alles vir my afgeval. En ek besef, dit is nou waardeloos. Nou iets anders het nou vir my betekenis gekry. Dit het vir my verwerplik geword, hierdie goed. Om te dink, ek kan myself red en my sonde afkoop deur al hierdie goeie werke. Dit is verwerplik. Eintlik is die woord wat in Engels vertaal hulle dit, in 'n ander vertaling, iets rubbish. Al hierdie goed, man, dis eintlik rubbish. Dis goed wat jy in 'n asblik gooi. Dit het nie meer waarde vir jou nie. Dis nie meer iets wat waarde het nie. Wat nou waarde het, is Christus. Want Christus het my sonde weggevat. Hy het in my hart kom woon deur sy gees. Dis al waaroor dit nou vir my gaan. Dis die enigste waardevolle. Al wat nou tel, is Christus. Hy is vir my die waardevolle verlossingsgeskenk. Ander goed is vir my waardeloos. Tel nie meer nie, verwerplik. Interessant dat Paulus het Timoteus ook so skryf. Hy sê, jy moet pas op vir mense wat deur hulle uiterlike godsdienst jou wil beïndruk. Maar wat nie wedergebore is nie, wat nie deur die gees van God beheer word nie. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 4 tot 5, hulle sal eerder liefde vir genot hê, as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. As die Here se plan. Dis sy antwoord. Hy sê, jy wegbly van hierdie mense. Daar is baie sulke mense. Hulle is vreeslik godsdienstig. Maar die krag van die Gees is nie in hulle nie. God se werking is nie in hulle nie. Hulle het 'n skyn van godsdienst, 'n voorgee van mooi lewe en van vroom wees en godsdienstig wees. Maar die krag van die Heilige Gees is nie in hulle nie. Hoe erg is jou godsdienst? Is jy wedergebore? Is jy uit die Gees van God gebore? Weet jy wat is die Griekse woord wat gebruik word vir sonde? Die Griekse woord wat gebruik word vir sonde is hamartano. Nou dit is 'n woord wat gebruik is in skuifskiet. Wanneer jy met 'n pyl en boog na 'n skuif skiet, en dan skree die ou daar van die ander kant af, as jy misgeskiet het, jy net die kol gemis, jy's net langsom, dan skree hy vir jou, hamartano, beteken, jy die boel, jy die kern, gemis. Dis sonde. Jy kan mooi lewe, godsdienstig wees, gerespekteer word tussen mense, geag word tussen baie godsdienstige, voorbeeldige mens, en dan mis jy die doel wat God met jou lewe gehad het, bietjie of baie. Jy hamartano. Jy mis die doel, die kern. Jy kry nie 'n punt nie. In God se boeke tel dit niks hierdie lewe van jou nie. Dis ek wat my sê, rubbish, dit is niks werd nie. Jy word deur mense, het jy eer gekry, maar jou eer is verby. By God kry jy niks. Dis die waarheid van die Bybel. Dis hoe ernstig Jesus met mense praat. Hulle moet tot besinning kom en besef, hulle het sonde. Want as jy nie besef jy het sonde nie, gaan jy nooit die kruis en vir Christus nodig hê nie. Maar wanneer jy besef jy is 'n sondaar, dan het jy vergifnis nodig. Dan roep jy na God, want jy hom nodig. Dan soek jy hom tot jy hom vind. Dan maak jy jou hart vir hom oop. Weet jy wat sê Openbaring 3 vers 20? Kom ek lees vir jou sommer eers vers 19 ook. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Dis wat Jesus gesê het. Dis wat hy vir die gemeente in Efese gesê het. Julle dink ek is by julle, ek staan buitekant. Julle dink ek is binne, maar ek staan by die deur en ek klop, kan jy nie hoor nie. Ek het jou tot stilstand gebring. Ek het 'n krisis toegelaat in jou lewe.
Ek het aan jou hart geklop. Jou gewete het met jou gepraat. Hierdie persoon naby jou is dood. Jy het gedink oor die dood. Jy het my stem begin hoor. Maar jy het nog nie geluister nie. Ek staan nog steeds buite. Jou gewete praat met jou. Ek het geklop. Jy het gehoor. Maar jy het nie oopgemaak nie. Kyk nou. Ek bestraf en ek tug wie ek lief het. Dis omdat ek jou lief het, dat jy vasdraai. Ek wil nie hê jy moet op hierdie pad aangaan nie. Jy weet nie waar die einde van hierdie ellendige pad is nie. Ek wil hê jy moet tot stilstand kom. Ek tug en roep na jou, omdat ek jou lief het. Daarom klop ek aan jou hart se deur. As jy hom nog nooit hoor klop het nie, hy klop nou. Wil jy hom innooi? Dat hy jou kan kom wederbaar, deur sy gees in jou 'n nuwe mens begin, jou sonde afwas, deur water en gees gebore, 'n nuwe mens. Kom ons praat met hom, hy is daar by jou. Here Jesus, ek bely dat ek myself nie kan red nie. Ek bely dat ek glo dat U vir my sonde aan die kruis van Golgotha gesterf het. Dat U my straf en my oordeel op U geneem het, dat U my so lief het, dat U my nou tot stilstand bring, en dat U vir my sê, ek staan by jou deur en ek klop. Ek wil jou lewe kom vul met vergifnis, met die water kom afwas, en deur my gees kom volmaak met die ewige lewe. Jesus, ek nooi in, kom in. U kan nou met my maak wat U wil. Amen. Weet jy wat? As jy hom gevra het om in te kom, sê hy in hierdie teks, sal hy inkom. Gaan vertel dit vir iemand.